Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ek is Jacques Loots en ek wil net vir jou verskriklik baie dankie sê vir elkeen wat in ons bediening insaai. Nie net finansiëel nie, maar ook elkeen wat vir ons bid. Ons waardeer julle en is vir ons super belangrik dat julle saam met ons sal bid en dat jy ook sal betrokke wees in ons bediening. Ons waardeer jou. As jy dalk nog nie betrokke geraak het in ons bediening finansiëel nie en jy wil graag, aan die einde van hierdie boodskap sal daar 'n skerm wees met 'n bietjie meer details. Nou ja, hier is episode 23 al van ons reeks wat ons noem Geloof wat berge verskuif. En ons baseer dit hoofsaaklik op Markus 11 vers 22 en 23. Maar ek dink jy sal my saamstem dat ons het oor die afgelope klompie episodes het ons al genoeg bymekaar gemaak reg deur die woord. Ek dink jy sal weet dat as jy ons volg, ek konsentreer net op een teks en probeer 'n evangelie bou rondom een teks nie. Elke episode het 'n klomp verskillende tekste wat ek vir jou wil wys dat dis eintlik reg deur die woord. Dit wat Jesus hier gesê het, is reg deur die woord beskikbaar. Hy bring dit hier bymekaar in hierdie een vers. Maar daar's baie ander tekste wat ondersteun wat hy hier sê. En hy sê vir ons in vers 22, julle moet geloof in God hê. En dan vers 23, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see. En nie in sy hart twyfel nie, maar glo dit wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. En ons het in ons vorige episode, in episode 22, het ons begin kyk na hierdie gedeelte waar hy sê, en nie in sy hart twyfel nie. En geliefde, ek kan dit nie sterker beklemtoon nie. Twyfel en ongeloof is 'n realiteit in 'n gelowige se lewe. Dit is totaal en al moontlik dat 'n gelowige twyfel en ongeloof kan hê. En ek en jy moet dit erken. Ons moet dit eerstens aan onsself erken, dan moet ons dit raak sien in ons lewe en ons moet dit bely voor die Vader. En vir hom vra, help ons om van hierdie goed ontslae te raak. Help ons om die bron hiervan te erken en om daai bronne af te sny. Onthou jy daai prentjie wat ek laas keer vir jou gewys het van die chihuahua en die boerboel. Ons moet leer, ons moet erken wat is daai boerboel in ons lewe en ons moet daai ding losknip. Want die chihuahua kan gaan net waar hy wil, solank as wat hy nie probeer om die boerboel saam te sleep nie. Maar ja, ek wil nie weer teruggaan op dit nie. As jy nie daai gekry het nie, gaan luister asseblief episode 22, ek dink jy sal dit nogal geniet. Maar ek wil vandag aangaan met hierdie gedeelte waar Jesus vir ons sê, jy moet nie in jou hart twyfel nie, want twyfel gaan die geloof kanselleer en jy gaan nie jou berg sien skuif nie. Dis krities belangrik dat as ons in ons lewens dinge wil sien gebeur deur geloof, moet ons ontslae raak van die twyfel en die ongeloof. En ek gaan vandag teruggaan bietjie na daai seun, die ou vertaling noem dit, hy was maansiek gewees. En sy pa het hom na die disippels toe gebring. Op daai tydstip was Jesus saam met Johannes en Jakobus en Petrus op die berg waar Jesus verheerlik is en waar die Vader gesê het, dit is my geliefde seun, luister na hom. En op daai tydstip het hierdie pa sy maansiek kind na die ander 9 disippels toe gebring en hulle kon hom nie genees nie. En Jesus kom hier van die berg van verheerliking af en ek gaan vandag 'n bietjie spring tussen Matteus 17 en Markus 9, twee van die evangelies wat vir ons hierdie gedeelte bietjie uitbeeld. En daar's verskillende goedjies wat ek net daar vir ons wil wys. Kom ons begin by Matteus 17. En dan gaan vir ons begin lees hier van vers 14 af, dat ons net hierdie storie in konteks kry. En toe hulle by die skare kom, dis nou nadat hulle afgekom het van die berg van verheerliking af, hoofstuk 17 hier van vers 1 af, verduidelik hy vir ons daai gedeelte. En dan vers 14, en toe hulle by die skare kom, gaan daar 'n man na hom en val voor hom op die knie en sê, Here, ontferm u oor my seun, want hy is maansiek en ly swaar, want dikwels val hy in die vuur en dikwels in die water, en ek het hom na u disippels gebring, en hulle kon hom nie gesond maak nie. Toe antwoord Jesus en sê, en ek wil veral let op Jesus se reaksie. Jesus se reaksie was nie,
ag shame, ja, julle moet ook maar 'n bietjie genade hê vir hierdie disippels. Jy weet, ek was nou weg op die berg gewees, ek was nou nie by hulle nie. Jy weet, hulle het ook nie regtig geweet wat om te doen nie. Shame, weet hulle ook maar 'n bietjie genadig. Dis nie Jesus se reaksie nie. Kyk hoe sterk reageer Jesus. Hy sê, o ongelowige en verdraaide geslag. Ek wonder, hoeveel mense sal in die kerk bly sit? As ons vir 'n sieke bid en hy word nie gesond nie, en die prediker sou sê, o ongelowige en verdraaide geslag. Hoekom kry julle nie hierdie sieke gesond nie? Hierdie is Jesus se reaksie. En onthou, Jesus sê vir ons in Johannes, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Jesus is glad nie tevrede met ongeloof en twyfel nie. Hy sê, o ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal ek by julle wees, hoe lank sal ek julle verdra? Bring hom hier vir my. Nou is sterk woorde. En dan wil ek spring na Markus 9 toe, waar Jesus vir die pa dan 'n paar vrae vra. Hier in vers 21 vra Jesus vir die pa, hoe lank is dit al dat dit hom oorgekom het? En hy sê, van sy kinderdae af. En dikwels het hy homself in die vuur en in die water gegooi om hom dood te maak. Maar as u iets kan doen, ontferm u oor ons en help ons. Kan jy sien dat die disippels se onvermoë om hierdie pa se seun te help, het al begin maak dat hy ook twyfel. Hoekom sê ek so? Want hierdie pa moes geloof gehad het, dat Jesus en sy disippels iets kon doen vir sy seun. Dis hoekom hy die seun gebring het. Maar nadat die disippels probeer het die pa ook begin twyfel. En kyk hierdie antwoord wat hy vir Jesus gee, maar as u iets kan doen. Hy was self nie seker of Jesus iets kan doen nie. En kyk Jesus se antwoord. Hy sê nie, of course kan ek iets doen nie. Kyk wat sê hy in vers 23. En Jesus sê vir hom, wat dit betref wat jy nou gesê het, as ek iets kan doen. So die pa het half die bal in Jesus se hoek gesit. En Jesus gee vierkantig vir hom daai bal terug. Hy sê, as jy kan glo, hier is ons terug by dit waaroor hierdie koninkryk gaan. As jy kan glo. Wat sê Jesus vir hom? As jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. Wat is moontlik? Hoeveel dinge is moontlik? Is die helfte moontlik? Is sommige dinge moontlik? Sommige siektes is moontlik, ander is nie moontlik nie. Sommige gaan siek bly, ander gaan gesond word. Nee. Jesus sê, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo. En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê, ek glo, Here, kom my ongeloof te help. En ek dink dit was die sleutelwoorde wat veroorsaak het dat Jesus sy seun genees het. Want hierdie pa het erken, ek het ongeloof. Man, hierdie is vir my groot. Geliefde, ons moenie probeer skuil en probeer wegskram daarvan dat ons twyfel en ongeloof in ons harte het nie. As ons dit raak sien en ons erken dit en ons bring dit na Jesus toe, sal hy ons help om nog steeds ons berg te skuif. Hierdie pa sê, ek glo, Here, maar hy sê ook, ek weet, ek besef, ek het ongeloof. Hy sê, kom my ongeloof te help. Toe hierdie pa erken, hy het ongeloof. Hy het erken, ek glo, maar hy het ook erken, ek het ongeloof. Het Jesus om te hulp gekom en sy seun genees. En kyk wat gebeur, Jesus se disippels kom agterna na hom toe, en hulle vra vir hom, hoekom kon ons nie die seun genees nie? Wat het ons verkeerd gedoen? Want onthou, hierdie is Matteus 17, ek is nou weer terug by Matteus 17, dis na Matteus 10. In Matteus 10 het Jesus sy disippels uitgestuur, en vir hulle gesê, reinig die melaatses, maak siekes gesond, wek dooies op,
dryf duiwels uit en hulle teruggekom met groot sukses. Hulle het dit al gedoen, hulle het al gesien hoe siekes gesond word en hoe onreine geeste mense verlaat. So hulle kom vra vir Jesus, hoekom was ons onsuksesvol? Hoekom kon ons hierdie keer nie doen wat U gesê het ons kan doen nie? En kyk wat is Jesus se antwoord in Matteus 17 vers 20. Deur julle ongeloof. Geliefde, dis disippels wat al dooies opgewek het. Dis disippels wat al melaatses genees het, wat al allerlei siektes gesond gemaak het, en hulle het al onrein geeste uitgedryf. So dis nie dat hulle nie geloof het nie, maar hulle het ook ongeloof gehad. En Jesus sê vir hulle, deur julle ongeloof. Dan gaan hy verder, hy sê, want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, onthou jy in ons vorige episode het ons gepraat oor hierdie mosterdsaad, as jy geloof het soos 'n chihuahua, jy het net 'n klein hoeveelheid geloof nodig, maar wat jy nie nodig het nie, is die boerboel wat jou aan die kant toe trek. Die ongeloof wat jou die kant toe trek, terwyl jou geloof sê, maar daai is moontlik. En jy bly net daar op een plek, jy sien geen resultate nie. Geliefde, ons met die guts om te sê, ek sien dit in my lewe, en ek gooi dit voor U voete neer, Here. Ek wil hierdie tou tussen my en die boerboel, tussen my en die ongeloof en die twyfel wil ek afsny, want ek wil sien my berge skuif. Ek wil sien dat ek my wedloop voltooi in daai baan en in daai doel en daai doellyn wat U vir my oorgedroom het vir my lewe. Ek wil alles bereik wat U graag wil hê ek moet bereik in hierdie lewe. En daarom wil ek elke tou van elke boerboel in my lewe afsny. Elke stukkie ongeloof in my lewe wat my wil terughou, wil ek afsny, sodat ek my wedloop kan voltooi soos wat U oor dit gedroom het, ek dit sal doen. Daarvoor waar U my al daai krag, die volheid van die Godheid wat ek in my het, om te kan doen wat ek moet doen, ek wil dit voluit doen, maar ek het nodig om my ongeloof te erken en dit af te sny. Kyk net, kom ons maak net klaar wat Jesus vir hulle gesê het. Ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, jy sal weer by die berg, en al wat jy nodig het om vir 'n berg te skuif, en hierdie berg in hierdie konteks is dit wat in hulle pad gestaan het om te doen wat God hulle geroep het om te doen. Jesus het vir hulle 7 hoofstukke gelede vir hulle gesê, gaan uit, dryf die duiwels uit, genees almal. Hier kom hulle en hulle kan dit nie doen nie, en Jesus sê, dis jou berg. Jou berg is nie dingetjies wat net bietjie moeilik gaan in jou lewe nie. Ek praat hier van goed wat besig is om jou te trip, sodat jy nie jou wedloop kan voltooi nie. En Jesus sê, as jy geloof so mosterdsaad het, sal jy vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan, daarna toe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees. Hier sê hy dit vir die disippels, dieselfde wat hy vir die Pa gesê het, as jy geloof het, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die wat glo. En niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Niks. Hierdie is vir jou goeie nuus. As jy vandag 'n siekte of 'n krankheid of 'n ongesteldheid in jou liggaam het, en jy kan nie jou wedloop met ywer en volheid voltooi nie. As jy vandag 'n leë bankrekening het, en jy kan nie alles doen wat die Vader jou geroep het om te doen nie, waarvoor die Heilige Gees jou toegerus het om te doen nie, jy kan vandag vir daai berg sê, skuif. En Jesus sê vir jou, niks sal vir jou onmoontlik wees nie. Maar dan moet jy glo sonder ongeloof, sonder twyfel. En ek kan dit nie genoeg sê nie, ons moet op 'n plek kom wat ons mekaar eerlik is. Veral teenoor God. Dat ons vir die Heilige Gees sal sê, Gees van God, dankie, U het my gewys, ek erken, hier is ongeloof, hier is twyfel in my hart.
kom my ongeloof te hulp. En niks, geloof soos 'n mosterdsaad, sal maak dat niks vir jou onmoontlik is. Here, hierdie is 'n amazing woord, maar ek besef ook in my hart, Here, dis iets wat baie mense vandag dalk vir die eerste keer hoor. Heilige Gees, dis net U wat hierdie woord in hulle harte 'n werklikheid kan maak, wat hierdie woord 'n openbaring in hulle hart kan maak. En dis net U wat vir hulle kan wys en oortuig van twyfel en ongeloof. En is ook net dieselfde heersing van die vrug van U Gees wat ons kan help om dit af te sny en dit van ons al weg te gooi. En ek bid in Jesus naam dat dit 'n werklikheid in ons lewe sal word vandag nog. In Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, ons het nie 'n keuse nie. Daar is nie meer tyd nie. Hou jou oog op hom en spandeer jou tyd en jou neus in hierdie woord. Geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. Shalom. Geliefde disipel van Jesus, as jy dalk finansiëel wil hande vat met ons bediening en ons wil help om nog meer disipels te maak, die besonderhede is nou op die skerm. Weet net dat ek en Ina waardeer jou en ons bid vir jou vir 'n 100voudige oes op jou saad. Shalom.